Hartlike goeiedag, familie van Kruiskyk. Julle is ingeskakel op hierdie program Encounters en we are ready, we are going like a Boeing. My God, ons is so vol van verwagting. Ek wil vir jou vanmôre of vanmiddag vanaand vra, wat eet jy? Ek het laasweek begin met hierdie tema of hierdie reeks. Ek vra jou 'n vraag, wat eet jy? En jy gaan in 'n oomblik verstaan, as jy laasweek gemis het, ek is die eetkundige van die Here vir hierdie oomblik, hierdie week, 2-3 weke en so. Nou, ek gaan nie spesifiek praat, onthou hierdie program is nie vir educational purposes nie. En dit gaan net eintlik oor die woord van God en hoe ons die natuurlik in die geestelike bring, of liewer kom ek sê, ons vat die natuurlike om vir jou 'n geestelike waarheid te bring. So, bly saam met my na die boek van Openbaring hoofstuk 2 en dan lees ons vanaf vers 18 tot vers 20. Het lees so, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werk en liefde, en diens en geloof, en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te oreer, en afgodsoffers te eet. Nou, ek het het laasweek, dis ons reference skrif oor 'n vrou, wat haarself 'n profetes noem, en sy verlei Godse mense. Nou, luister, die eetprobleem in die kerk kom al van eeue af. Het kom van baie lank af. As jy dit nie weet nie, ek gaan dit van nou vir jy verduidelik. Jy sien, die Here sê druklik vir die mens in die tuin van Eden, Adam en Eva, en die Here sê, van al die bome mag jy vrylik eet. Maar daar is een boom, en dis die boom in die middel van die tuin, van kennis van goed en kwaad. Maar die dag wanneer jy van daai boom eet, die Here sê, jy moenie van daai boom eet nie. Hy sê dit vir die mens, want die dag wanneer jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, ons is mense wat nou in die geestelike realm lewe, ons wat in Christus is. En die kos wat ek hiervan praat, die eet wat ek hiervan praat ons geestelik. En daar is 'n kos, familie, wat jou dood sal veroorsaak. Dis wat die Here vir Adam en Eva gesê het. En dit het presies gebeur toe hulle eet van die kos, van die boom, wat die Here vir hulle gesê het en gewaarsku het, moenie daarvan eet nie, anders sal hulle sterwe. Hulle eet van die boom en hulle sterwe. En daarom kan ek vandag weer sê, das kos, geestelike kos. Das teachings, das woord, wat jou sal doodmaak, wat jou dood sal veroorsaak. Dit is nie goed vir jou sielie, en dit is nie goed vir jou geesie. Ek wil hierdie ding, ek wil hamer daarop, want dis iets wat die Here op my hart druk. Ons sit met baie uitdagings en probleme in ons gelowige se lewe, in die huis van God, in die koninkryk van die Here, en ons besef nie, die meeste van hierdie probleme is 'n resultaat van wat ek en jy eet, wat ons inneem. Ons praat nou oor die junk food, ons praat oor die fast foods, ons praat oor daardie vetterige kosse, geestelik gesproke, ons praat van hierdie kosse wat, ek sê vir jou, hy's gelaai met suiker, man. Kyk, hy is vol, hy's gelaai met spice. Dis ons wat in die natuur, ons hou van spicy foods. Maar op die einde van die dag is die spicy foods nie eintlik so gesond nie. Van hoe meer jy hom eet, hoe meer create jy vir jou probleem. Nou ek wil gou, die skrif sê dat hierdie vrou het Godse mens in hierdie gemeente in hoereerders laat ontaard. Here, ek sê vir jou, dis 'n sterk woord, maar kom ons breek hierdie skrif oop.
Nou, Isabel, wat ons weet, Jezebel is in Engels, en daar word baie van Jezebel gepraat in ons dag, maar Isabel wat die skrif hierna verwys, is 'n verleidende gees, en ek gaan nie so much praat oor Isabel, en wie sê en wat sy is nie, maar wat ek en jy moet verstaan, is dit is 'n verleidende gees, dit is 'n verleidende principality. Jy kan sien in die skrif ook, waar die Here sê, dat hierdie vrou verlei Godse mense. It means that Isabel, met alles wat daarvan haar gesê word, op die einde van die dag, verlei sy jou, sy verlei die mense, sy verlei Godse mense, sy hou die wêreld in misleiding, en sy verlei die hele wêreld agter haar aan, en as ek sê haar, dan, ek bedoel eintlik 'n gees. So, maar na die ander ding wat ek en jy moet ook na kyk, nou sê die skrif, hierdie vrou, Isabel, nou geestelik, vrou stel voor 'n pastoor, en in hierdie verband is dit 'n pastoor wat operate met die gees van Jezebel of Isabel in God se huis. Nou, 'n pastoor natuurlik is 'n man of 'n vrou. But in the spirit, when we speak about Jezebel, of wanneer ons van Isabel praat, then we're not referring to gender, want daar is nie nou gender nou, wat as dit kom by geeste nie. So dit is 'n pastoor. Dit is iemand wat homself 'n profetes noem, of wat in die profetiese beweeg, wat met hierdie gees operate. Oh my God. Kom ons gaan verder. En die skrif sê dat my vertaling, sy laat die Godse mense onaard en hoereerders. Nou hoereer, as hierdie ding eerste, die gemeente behoort aan God, nommer 1. En so wat nou gebeur, hulle het nou intercourse of intimacy met ander gode. Jy sien, dit is soos in die natuur, wanneer 'n man of 'n vrou met klomp ander mense gemeenskap het, intercourse het, intimacy, en so 'n persoon word 'n hoereerder genoem. Daarom sê die skrif, ergens in Galasië, hy sê, die hoereerders moet buitekant wees, buitekant die laar, buitekant die koninkryk van God, buitekant die huis van God. En so nou wat nou gebeur is dat this pastor that is operating with the spirit of Jezebel, maak nou van Godse mense, omdat Godse mense is nou in hierdie gemeente as aan die slaap, hulle word junk food gegee, hulle word kos gegee, geestelik, wat aan demone geoffer is. Nou kan jy jouself dink, it is teachings of demons, en ons gaan nou daar ingaan, familie, because hierdie ding is baie interessant. God help my vanmôre, Here help my. Jy sien, ek is lank af met by punt wat ons hype net mense op, no ways, ons hype nie mense op nie, ons bring vir mense die suiwer woord, ons bring vir mense 'n waarheid wat hom vry maak, ons bring vir mense 'n woord van God, wat hy is nie net vir nou wat jy ophype nie, maar 'n woord wat jy kan vat, en wanneer jy hierdie woord vat, dan kan jy met hierdie woord beweeg, jy kan bou met hierdie woord. Ek wil iemand aanmoedig, ek wil iemand aanspreek, geliefde dierbare, die tyd het gekom, dat jy nie net in 'n diens opgehyp moet word nie, maar dat jy moet sit en leer, jy moet sit onder die gesonde leer van God se woord, sodat jy hierdie woord kan vat, en wanneer jy uitgaan, en die dinge van die lewe kom en gebeur, dan weet jy, ek het iets wat substansieel is, wat ek kan aanvashou, iets wat my kan help, in die storms van die lewe. Ek wil die vra vandag, hou op hardloop na enige een wat net profeteer, en enige een wat net mense laat val. It is not everything that glitters that is gold.
Sien, alles wat reg klink, wat van God af is nie. Hier is 'n gemeente. As ons inkyk in die gees, ons kyk diep in, en dan sien ons verby die letter, dan sien ons dat hierdie gemeente, hulle was gevang deur 'n leer, hulle was gevang deur 'n teaching, dat het vir hulle goed en lekker geklink, maar dit was nie van God af, it was teachings of demons. Maar dit het lekker geklink, dit het lekker gesmaak in die gees. En op die einde van die dag het hierdie mense van God, hierdie gemeente, het oreerders in die gees geword. Want hulle is verskillende demone. Jy moet vandag onthou, dat wanneer een demoon ingekom het, kom die ander een, want daar's nou 'n gateway. Once een demon ingelaat word, once een gees ingelaat word, en ek en jy moet dit vandag luister familie, ons moet hierdie ding verstaan, wanneer ek en jy begin oopmaak vir die bose, ek sê vir jy, dat is nie net vir een wat jy oopmaak, jy maak oop vir baie meer. Maar kom ons kom terug, wat hier gebeur, dit beteken outomaties dat hierdie kerk word nou 'n slegte kerk. Jy sien, miskien in die oë van mense nie. Here, ek gaan hierdie ding nou sê, want die mens kyk mos nou wat voor oë is 'n pragtige gebou en is, hey, halleluja, Here. Nou, don't get me wrong, ek sê nie alle pragtige geboue is nie uit God gebore of deur God opgerig nie. Ek praat vandag met die geestelike volwasse mens, die mens oordeel wat voor oë is. Man, ek sien hierdie profeet of hierdie pastoor, hy ry met 'n smart car, is blink, my God, en jy weet, and it's the works. Maar ek sê u vandag, God oordeel nie soos wat die mens oordeel nie. Die mens kyk wat voor oë is, maar God kyk na die hart. Hierdie kerk, kom ons stel ons voor, dalk was dit, en ek weet, en ek gaan dit die hele tyd verduidelik, het gaan nie oor die mooitie, het gaan nie oor die blinkkar, het gaan nie oor die geboue wat mooi is nie, ek praat van, ek maak 'n voorbeeld, hierdie kerk was dalk 'n pragtige kerk, en behalwe die kerk, wat die mense is, hulle dalk 'n pragtige gebou gehad, dit was uitgelê met jy weet, marmerstene en wat ever jy dit wil noem, dit is speels, dit is die works, maar God sien hierdie kerk vir wat hy regtig was, op grond van wat die eed van hierdie gemeente, en hierdie kerk het 'n slegte kerk geword, 'n hoereerder, is jammer, dit is nou eenmaal so, is iemand wat sleg is, iemand wat hoereer is 'n slegte persoon, is 'n slegte mens, en vir God was dit 'n slegte mens, of 'n slegte kerk, want hierdie kerk het gehoereer, hulle het kos geëet wat aan duiwels geoffer was, demoniese leringe. Nou ek wil saam met u blaai na 1 Timoteus hoofstuk 4, ek wil u wys vandag, dat die Here se woord is die waarheid. Hoor wat sê 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, luister, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel, wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Jy verstaan wat ek nou sê, familie? Het praat van voedsel, het praat van in die laaste dag, sal sommige van die geloof afvallig word, en hulle sal verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. Ons praat van die dag wat ons nou in lewe, ons praat van die tyd wat ons nou in lewe, nie alles wat reg klink is uit God uit nie, nie alles wat reg klink is waar nie.
Ek wil aangaan, ek wil na 'n volgende vers toe gaan, of 'n skrifgedeelte, dat is in 2 Timoteus, hoofstuk 2, en dan lees ons weer daar, so kom ons kyk gou. Hy sê hier so in versie 3, 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Is dit nie wonderlikie? Hy sê, hulle sal van die gesonde leer, sal hulle nie meer verdra nie. En wat hy sê, hy gaan verder, hulle gaan nou vir hulle leraars versamel. Hulle gaan, because hulle wil in die gehoor gestreel wil wees, nee? En hulle doen dit volgens hulle eie begeerlikhede. Nie wat God sê en wat God voorskryf nie, wat God in sy woord vir ons sê nie, volgens eie begeerlikhede. Nee, ons gaan nie daai, ons gaan nie dit vat nie, ons vat net daai. Dit is nie meer belangrik vir ons tyd, is net dit wat belangrik is. So die oor keer nou af van die waarheid, en nou wend hulle tot fabels. Kom kyk gou net vinnig, familie, is baie interessant, die woordjie fabels, nee? Ek wil eintlik 'n bietjie in dit gegaan het, in die Amplified sê hy, and will turn the ears away from the truth, and will wander off into myths, and man-made fictions, and will accept the unacceptable. Man-made fictions, myths, sê die waarheid nie, maar omdat die oor afkeer, dis in die laaste dag, die Here het geweet, daar gaan hierdie geeste hulle gaan verskyning maak, en nou kom hierdie geeste tot binne in die huis van God, en die Here sê vir hierdie gemeente, ek het hierdie ding teen julle, dis enkele dinge wat ek teen julle het, en hierdie ding, wat julle duiwels kosse eet, offers wat aan demone geoffer is, teachings, devilish teachings, demon teachings, strange teachings, it's not the truth, it sounds nice, it sounds powerful even, it sounds like revelations, but it's not the truth. Jy sien, hoe gaan ek en jy kan onderskei, daarom moet ons van kleins af, moet ons die onvervalsde melk van die woord moet ons inkry. Ek wil praat vandag met 'n pasgebore, 'n jong Christen, 'n gelowige in die Here. Is so belangrik dat jy van in die beginstadium moet jy van die onvervalsde melk van God se woord leef. En dan gaan jy sê, hoekom ek so sê? Hoe gaan ek weet dat melk af is of dat melk suur is as ek nog nie vars melk gedrink het nie? Hoe gaan ek weet dat die melk wat ek nou drink vervals is? Ek praat gou in die natuur, as ek nie egte melk gedrink het nie. Ons lewe in 'n tyd in die natuur, waar alles daar word gepeter aan die goed. Here, help my vanmôre. Die goeders das hybrid goeders, en ek wil nie daar ingaan nou oor die hybrid ding nie, maar das hybrid goedere, kosse wat geskep word, en in the spirit is the same, it's een en dieselfde. Dis asof dit 'n weerkaatsing is, of 'n spieël is. En die Here wil ons hierdie goed leer. Kyk wat om u aangaan, familie. As jy dit sien in die natuur, dan moet jy maar klaar, jy kan klaar weet, het gebeur al reeds in die gees, want niks wat in die natuur gebeur, het sommer net self ontstaan nie. Die wat ons nou sien, die sienlike, kom uit die onsienlike uit. Die natuurlike, sy ontstaan en sy oorsprong, is die geestelike. Is baie interessant. So,
Sometimes God will show us natural things to show us that there's things similar that is taking place in the spirit, and even long before these natural things has occurred or manifested. En so kom die Here vandag, en die Here is besig met ons geestelike dieet. En daar's 'n vraag wat uitkom, wat eet jy, geliefde? Jy sien, hoe gaan jy onderskei dat dit wat jy eet is uit God? Hoe doen 'n mens dit? Nou hier is die ding, dis hoe jy kan onderskei. Nommer 1, as dit jou nie vry maak nie, is dit nie die waarheid nie. Dis nie uit God uit nie. Het maak nie saak hoe lekker jy laat voel nie. Ek praat van geestelike kos. Het maak nie saak hoe lekker dit jou laat voel nie. Het maak nie saak hoe warm jy voel en hoe jy ruk en skit en wat ook al nie. If it doesn't set you free, if it doesn't make you free, it is not the truth. Jesus sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Dis hoe jy kan onderskei wanneer iets nie uit God is, die kosse, geestelike voeding nie uit God is nie. Het moet jou kan vry maak. Nommer 2, God se woord sal altyd die menslike uitdaag en die vleeslike verydel. Die vlees is vyhandig met wat uit God is. Ek praat van die ou, carnal, vleeslike natuur, wat net in die pad wil kom, wat net wil opstaan. God se woord sal altyd die vlees verydel. God se woord sal altyd die menslike uitdaag. En ons leer het, ons kyk het in die skrif, dat die vlees moet ly. Die vlees moet ly. God se woord, it will challenge you. Het maak jou soms, as jy in die vlees is, maak het jou ongemaklik. En dan weet jy sommer, hierdie ding, hierdie woord, is 10-1, God se woord. Laaste een, nommer 3, en ek het dit oor en oral genoem, nie alles wat reg klink, is die waarheid nie. Asseblief, in die naam van die Here, dierbare, moenie net vir alles ja en amen nie, moenie vir alles spring nie, moenie vir alles, don't fall for anything. Make sure that jy aan die waarheid vashou. Soek die waarheid, sodat jy geestelik gesond kan wees, sodat jy geestelik in 'n goeie welstand kan wees. Jesus, deur sy wonde het genesing gekom, maar hoe gaan jy gesond bly as jy kosse van duiwels en demone eet? How can you stay healthy? Jy's gesond gebore na die natuur. Ons maak 'n voorbeeld. Maar nou eet jy soos jy wil, of jy word gevoed wat jy wil. Ek kan verder gaan, ek gaan nie nou verder gaan, ons tyd gaan uit. En ek sal dit gou volgende week, wanneer ons weer by mekaar kom, gaan ek dit noem. Maar ons gaan volgende week, gaan ons aan met hierdie onderwerp. Wat eet jy? Asseblief dierbare, gaan huis toe. Skus jy, is ek by jou huis. Maar kom ons gaan, en ons gaan check ons dieet. Ek voel dat ek is in die kerk, in die huis van die Here. Maar ons is mos, jy weet wat ek bedoel, die Here seën jou. Ons is lief vir jou. God bless you. Amen.